Goeienaand, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. Kyk nou net. Hoe stap die tyd? Is ons laaste week van Maart. En ek glo dat jy 'n besonderse maandag agter die rug en jy sit sommer lekker rustig met jou koppie koffie en gereed vir vanaand se uitsending. Vir my baie lekker om saam met jou te kuier en mag jy in 'n besonder vanaand sommer net sommer die guns en die krag en die sterkte en die vrede van die Here beleef en ervaar in jou lewe. Vir my Pastoor Stef, baie lekker om saam met jou te kuier en uitgespaar en dan ook so gereed om vanaand te hoor wat die Here ook vir jou in store het. Baie welkom op ons aanlyn kerkdienste tussen 8 en 9 weeksaande en ek maak reeds verskoning vir Woensdag en Donderdag aand, aangesien ek dan op 'n kongres is, op 'n bosberaad is en dit begin Woensdag en dit hou Vrydag op. Maar vanaand kuier ek en jy lekker saam en sien ook uit om môre aand saam met jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here. En ek het sommer maar net geweet dat vanaand is 'n besonderse aand wat die Here ook sommer met jou wil bedien met sy woord rondom sy guns en sy seëninge wat hy oor jou lewe wil uitstort. Ek weet dat ek weet ons is duur gekoop deur die bloed van die lam. En die voorreg vir my en jou juis voor April en juis voor 'n Paasnaweek is om net tot besef te kom vir die groot werk wat die Here vir my en jou bewerkstellig het aan die kruishout. Die prys wat betaal is. Vir my baie lekker om saam met jou te kuier en vanaand, Here, is my gebed om hierdie man en vrou ryklik te seën en te bedien met die liefde en omvou hulle met die krag. En my gebed is dat hy en sy ook sal ervaar die seëninge. Die gebied het op hom en haar wat hy soek. En ons wil vanaand uitreik in ons mens wees om te sê, Here, ons het meer van U nodig. Ons het meer van die krag en die liefde. Mag vanaand ook so 'n aand wees dat U verheerlik word. Here, deur ons offers, deur ons lofprysing, deur ons aanbidding. Word verheerlik vanaand. Is my gebed in Jesus se naam. Glo jy is uitgespaar en ek gaan ook sommer so vir u sê, môre aand gaan ons gebedsaand maak, juis omdat ek Donderdag verlede week nie kon uitsaai of ons het dit nie opvangs gehad nie en ons gaan môre aand sommer ons gebedsaand hou. So al jou gebedsversoeke kan jy aanstuur en môre aand gaan ons besonder vir dit bid. Ja, want Woensdag en Donderdag is ek uitstedig. Nou vanaand wil ek met julle so 'n bietjie praat oor iets wat ek dink baie van ons in ons lewens so nodig het, is die guns en die seëninge van God. En ons dink ons verdien dit, alles is maar net genade. Gister wil ek vir jou sê, in jou lewe is verby. En jy moet by 'n plek kan kom om op daai plek te kan kom om te besef dat jy weet die Here hou nie jou gisters en jou eergisters teen jou nie. Die oomblik wat jy besluit neem om die Here aan te neem, om deel te maak van jou lewe en jou sonde af te lê en dit te bely voor die Here, kom God en hy was jou skoon. Dis hoekom die seun van die mens, Christus Jesus, vir my en jou aan 'n kruishout gesterf het sodat ek en jy werklik waar skoon kan wees, verlos kan wees. Jou gister en eergister is verby. En God staan juis in hierdie oomblik reg om sy guns oor jou lewe uit te giet. Ons kan niks meer daaraan verander nie en ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar vandag het ons nog die geleentheid om ons volle potensiaal te kan uitleef. En my mens, ek wil vir jou sê, Boetasisa, kom ek en jy leef in hierdie oomblik. Kom ek en jy vat dit wat God vir ons bewerkstellig het deur sy seun. Kom ek en jy sien vanaand
hierdie potensiaal wat hy in my en jou geplaas het deur sy seun. Hy het aan ons, hy het ons toegerus met sy krag. Hy het ons toegerus met die Heilige Gees. Hy het ons toegerus met genade. Ek dink net baie van ons, omdat ons so vasgevang is in ons daaglikse omstandighede, deur om bekommerd te wees en deur om nie die lig te sien nie, verloor ons perspektief, verloor ons visie. En dan het ons geen drome meer vir môre nie. Dan het ons ook nie meer uitkyk en goeie vooruitsigte vir die toekoms nie. Die eerste wenk wat ek by jou wil los vanaand, is om jou beste nou te lewe, is om na die lewe te kyk deur oë van geloof, waarmee jy jouself sien nuwe hoogtes bereik. Kyk met nuwe oë. As ek en jy net 'n bietjie ons oë van die wêreld sal afhaal, ons oë van ons omstandighede sal afhaal, ons oë van politiek sal afhaal, ons oë van mense sal afhaal, dan gaan ek in 'n ander perspektief ontwikkel. En daarom weet ek ook juis waar jy jouself bevind. As jy en ek baie keer geneig om, jy weet, dit te mis. Wat wil die Here vir jou en my sê vanaand? Leef voluit. Geniet die oomblik. Wat is jou begeerte vir jou kinders? My begeerte vir my kinders is om die beste te bereik. My begeerte is dat hulle altyd naby God sal wandel en dat hulle volle potensiaal sal bereik. So, Abba Vader, deur sy woord, het vir my en jou die riglyne gegee om in die nou oomblik sy volheid te geniet, om in die nou oomblik in deur oë van geloof te lewe en nie te stagneer, om vorentoe te gaan, om hoër hoogtes te bereik. Waar? In jou besigheid. Ek wil tog floreer in my huwelik, dat dit goed moet gaan, in my finansies, dat dit goed moet gaan, dat jy sal sien hoe herstel plaasvind in verhoudings, jou drome sien waar word. Jy moet dit eers in jou hart en in jou verstand ervaar, voordat jy dit kan ontvang. Jy sal moet geboorte gee daaraan. En om geboorte te gee, beteken vanaand om daai drome te verwenslik en om dit te sien manifesteer in jou menswees. Beteken om op die Here te wag. Dit beteken om tyd by God te spandeer. Dit beteken vanaand om klaar te maak met dinge van die wêreld. Klaar te maak met dinge wat jou verhinder op jou fokus, verhinder op sukses, verhinder op deurbraak, verhinder om te glo. En om te glo, vra vanaand meer tyd alleen met God. Jy kan nie glo as jy nie tyd met God spandeer nie. Om tyd met God te spandeer, ontdek jy Vader se hart, ontdek jy God se wil, ontdek jy God se plan, ontdek jy God se droom vir jou as persoon, vir jou as individu. En om tyd met hom te spandeer, word jou nou oomblik, waar jy tans in is, baie duideliker. En verstaan jy ook baie keer, nie alles nie, maar weet jy God is in beheer. En omdat God in beheer is, het ek geloof. En omdat ek geloof het, sien ek kans vir môre. En omdat ek kans sien vir môre, beteken dit ek sit myself in 'n posisie om nie te stagneer nie, maar om te beweeg, om vorentoe te gaan. Hi Esma, het is lekker om saam jou ook te kuier vanaand. Het is lekker om saam julle almal te kuier en te weet, terwyl jy daar vir die kospot te staan, of nou net van die werk af gekom het, jy kan saam lekker kuier. En ek sien soveel mense wat die Here dien, wat die Here ken,
maar nog nie die volheid van God in hulle lewens gesien gestalte inneem het en te manifesteer en te floreer. In elke aspek van jou menswees wil God hê moet dit goed gaan met jou. God se begeerte vir jou is dat jy sy genade sal geniet, dat jy sy liefde sal geniet, dat jy sal 'n dieper vreugde sal ervaar te midde ten spyte van die ellendes, ten spyte van hierdie tog wat jy deur die lewe gaan. Nou ja, daar moet herstel kom. En ek wil juis ook vir jou sê om weer, en dit is so asof die Here dit heel week, verlede week en oor die naweek sommer maar net in my hart kan ek maar sê gedrop het, daar geplaas het om vir my te sê, moet nooit ophou droom nie. En daar kom tye in ons lewens wat ons vergeet, die drome wat ons eens op 'n tyd gedroom het, eens op 'n tyd nagejaag het. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Het maak nie saak of jy nou kinders het en maak nie saak of jy dalk deur 'n egskeiding of 2 egskeidings gegaan het of jy seer gekry het of dinge wat verkeerd gegaan het in jou lewe nie. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is nog nie te laat om weer te begin droom nie. Ek sien groot godsman, ek is besig met 'n boek God's Generals. En ek kyk na al hierdie groot godsmanne. En baie van hulle het eers in hulle 60s, in hulle laat 50s, vroeg 60s en selfs in hulle laat 60s en vroeg 70s eers begin blom vir die koninkryk van God. Eers het daar in hulle menswees iets begin groei om vir die koninkryk iets te doen. En daarom is dit nooit te laat om te begin droom nie. Om weer daai geloof te begin koester en dit wat jy nog nie sien nie. Om lewe te spreek. Om vanaand te sê, Here, ek staan op u beloftes. Ek staan in geregtigheid. En God staan reg om sy guns en sy seëninge oor jou uit te stort. Jy moet dit eers in jou hart en in jou verstand ervaar voordat jy dit kan ontvang. As hierdie nie in lyn is en dit nie in pas is met mekaar nie, dan gaan die een teen die ander een werk. En Jesus het gesê dat jy nie 'n ryker lewe kan hê met beperkte gedagtes en 'n houding nie. Jy en ek is die produk, of ek en jy is die oorsaak wat 'n beperking op onsself plaas. Moenie jouself beperk uit die volheid en die heerlikheid van God nie. Moenie dat jou verstand en jou menslike denke jou beperk. Ek wil vanaand vir jou sê dat jy daai tentpenne van beperkings sal uittrek en God vertrou vir 'n groot werk. Dat dit vanaand oor jou lippe sal proklameer, dat jy dit in jou hart sal laat groei deur om te begin droom, dat jou hart met jou kop en jou kop met jou hart, dat dit kan begin manifesteer en dit kan uitkopereer in jou sintuiglike en dit kan manifesteer. Hou op om jouself te beperk. Hou op om die leuns te glo van die verlede. Hou op om die leuns te glo van jou seerkry en van jou teleurstellings. Hou op om toe te laat dat die beperkings van mense jou knelde. Want mense kan jou beperk, instansies kan jou beperk, selfs kerke kan jou beperk, selfs predikers kan jou beperk. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek ingestel sal wees op die gees van God. Wanneer jy in voeling en in pas en in geloof die pad stap, kan niemand en niks jou beperk nie. En ek wil vanaand vir jou sê, kan niemand in jou pad staan as jy glo en God vertrou nie. Kan mense dinge sê, maar jy weet dat jy weet dat jy weet, omdat dit gebore is in geloof. En baie keer laat ons toe dat die dood van 'n geliefde, 'n bankrotskap, 'n egskeiding, 'n teleurstelling ons beperk.
Ons laat toe dat daai goed is ons terugsit vir seisoene. Waar God wil kom om vir jou te sê, ek het dit al reeds vir jou gegee. Ek het dit al reeds aan die kruis vir jou gegee. Maar ons beperk onsself. Ons beperk onsself omdat ons vaskyk aan ons emosies, aan ons intellek. Nie een van ons is dieselfde nie. Nie een van ons het dieselfde gawes nie. Nie een van ons het dieselfde roeping nie. Nie een van ons het dieselfde passie nie en kompassie nie. Maar om te begin droom, is daar iets weer begin lewe in jou. Om toe te laat, om die guns van God weer toe te laat in jou lewe, beteken om jou vanaand te distansieer, en luister baie mooi, van die beperkinge. En dalk moet ek vanaand sê, Here, ek is baie jammer, dat ek myself beperk het. Here, ek is vanaand vra ek vergifnis, dat ek toegelaat het om vir 'n maand, of vir 'n jaar, of vir 10 jaar, te mis u volheid, omdat ek toegelaat het, om na mense te luister, en agtergegee het, meer op mense se oordeel, en op mense se opinies, as op u woord. Want die woord van God het geen beperkinge nie. Dit vra vanaand, dat jy daai raamwerk, wat jy indink, vanaand een kant sit, en sê, Here, ek, as vrou, ek as man, staan op u woord. Ek staan op die beginsels. Dis ja en is amen. Ek staan in geloof. Ek distansieer my van beperkinge. En ja, ons moet ook nie, kan ek amper sê, ek stupid wees, om, ons moet nie roekeloos wees. Om sommer maar net te sê, jy weet, ek gaan nou maar my werk los en God moet voorsien. Nee. Dis 'n dwaas. Maar geloof beteken, dat dit wat ek nie sien nie, dat ek dit vanaand vat. Dit wat ek vat vir my kinders. Dit wat ek vat vir my huisgesin. Dit wat ek vat vir my besigheid. Dit wat ek vat in my menswees. Is om te sê, ek staan onwrikbaar op u woord. En ek proklameer hierdie beloftes. Ja en amen, dit sal so wees. God probeer om in ons lewens iets nuuts te doen. Maar tensy ons gewillig is om te verander, om ons visie te verbreek, sal ons sy geleenthede vir ons mis. God se plan is die beste plan. Jy het dalk 'n opinie oor my. Ons het dalk opinies oor mekaar. Wat sê God? En partykeer, en ek sê dit baie keer aan ons aanlyn sessies, is om net jouself so uit jou situasie taal en een kant te gaan en te gaan sê, wat sou God doen? Hoe sou die Here na hierdie situasie kyk? Hoe sou Vader opgetree het? En dalk het jy ophou droom, dalk het jy jou visie verloor, dalk het jy op jouself beperkinge geplaas as gevolg van dinge wat nie uitgewerk het nie, as gevolg van dinge wat jy gehoop het en nie gebeur het nie, en nou vrees jy. En omdat ons vrees, plaas ons krag en ons geloof in vrees. Ons sit ons fokus op dit, en dan mis ons dit. Begin weer droom. Begin weer by 'n plek te kom om te sê, Here, U het die guns en die seëning uitgegiet, maar ek het dit gemis, maar vanaand wil ek dit nie mis nie. Dit is waarom hy sy volgelinge daaraan herinner het. 'n Mens, hoor wat sê hy in Matteus 9 vers 17. Hy sê 'n mens gooi ook nie nuwe wyn. Kan jy onthou, ek het die ander aand gepraat oor, jy kan nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie. Nou hoor, as ek praat van visie en ek droom van die seëninge van God, sê hy,
In Matteus 9. Kan jy kom bel my seun my. En hy sê hierso, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke. Die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy al twee. Jy sien vanaand, dit vra vanaand om nie te dink. Dit vra vanaand om klaar te maak met ou denkpatrone. En baie keer is ons geneig om op te tree en ons is geneig om soos ons gedink en opgetree het in die verlede dit nou weer te wil doen. Op dieselfde manier. En dikwels kom God en laat God toe dat mense jou pad kruis, wat baie meer kere suksesvol is as jy in jou werk, wat baie sterker huwelike het as jy dalk. En dit moet jou en my eintlik aanmoedig, as wat dit jou jaloers maak. Gooi die ou wynsakke weg. Verander jou denke en glo vas dat God groot dinge in jou lewe gaan laat gebeur. Vir die een wat glo, kan alles, sê Markus 9 vers 23. Vir die een wat glo. Die Here bring mense op jou en my pad. Ek kyk juis nou op sosiale platforms en ek kyk op sosiale kringe hoe wonderlik die woord verkondig en versprei word in die mensdom op alle vlakke. Hoeveel mense op TikTok bedien en op Facebook en oral staan lyn bedieninge en die evangelie so bedien word. As ek maar net 'n jong man al hierdie middele gehad het om na te kon luister en op my pad gekom het, in ons tyd was dit nie so nie. En vandag het ons almal dit. En baie keer bring die Here mense op ons paaie. Jy gaan ook deur 'n moeilike tyd in jou verhouding of in jou huwelik of in jou besigheid. En daar's 'n ander boeta wat goed doen. Moenie jaloers wees nie, sien eerder dat God het vir jou hierdie boeta en sissa oor jou pad gebring om jou te ondersteun. Sien eerder dat die posisie wat jy in is, om uit te reik na ander toe. As jy van God die buitengewone wil ontvang, dan moet jy God begin vertrou vir groter dinge in jou lewe. Wat sê ek vanaand vir jou? Dat dit tyd geword om van hier na hier te beweeg in die gees. In jou geloof, ek wil weer vir jou sê, as jy van God die buitengewone wil ontvang, daar waar jy nou sit, en jy sê, ja Stefan, dit is my begeerte, dan moet jy begin om vir God, vir die groter dinge in jou lewe te vertrou. En wanneer God geleenthede oor jou pad bring, aanvaar jy die uitdaging, natuurlik in geloof wetend, dat jy in staat is om te doen wat God van jou en van my verwag. En dit vra vanaand dat ek en jy getrou sal wees. Dit vra vanaand
dat ek en jy vanaand ons fokus sal behou. Of laat jy hierdie geleenthede by jou verbygaan omdat dit te groot vir jou is, of dat jy dalk vanaand voel dat jy nie die nodige kwalifikasies het of die ervaring of die selfvertroue het nie. Onthou wat ek nou vir jou sê, God word nie beperk deur wat jy het of wat jy nie het nie, want God kan enigiets doen. Hy word slegs beperk deur jou gebrek aan geloof. En dit vra van my om my geloof te bou. Ek weet vanaand, dalk sit jy by 'n plek wat jy op die water moet loop, maar jy is bang. Dalk sit jy op 'n plek dat jy 'n tree moet gee, maar jy weet nie hoe nie. Daar's soveel kere in my eie lewe gewees wat ek opgestaan het gesê, ek weet nie of ek deur hierdie dag gaan kom nie, ek weet nie of ek deur hierdie week gaan kom nie, ek weet nie of ek deur hierdie maand gaan kom nie, maar ek het hy stap geneem. En vanaand wil ek jou kom bemoedig deur om daai beperkinge vanaand van jou los te maak. Dat jy vanaand weer sal opstaan om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, maar ek en my huis, ons sal in die geloof staan. Groot keuses wat die volk moes neem om uit ballingskap uit te kom. Want in ballingskap, in slawerny, was hulle gewoond gewees om sekere tyd te eet. Hulle was gewoond om hanteer en gevloek en geslaan te word, so slawe. Al was daar hierdie beperkinge, het hulle al so verval in 'n gemaksoon, in slawerny, dat hulle tevrede was met daai bietjie pap, met daai min slaap, met daai min kos, met daai haaglike toestande. En baie keer word ek en jy houe deur die lewe toegedien, wat ons hart slaan, wat jy jou vermoë verloor om te glo, jou vermoë om weer op te wil staan, jou vermoë om weer vorentoe te kyk, jou vermoë om lewe te spreek, jou vermoë om in jouself te glo, jou vermoë om weer selfvertroue te hê, jou vermoë om na jou kinders te kan kyk en te sê, ons gaan dit maak. Die vermoë om ten spyte van wat in jou koskas is, ten spyte van wat in jou bankrekening is, ten spyte van die liefdeloosheid nog steeds op te staan, ten spyte van die beperkinge, om te sê, Here, ek staan in die geloof. Al sien ek dit nie. Maar ek maak my los van hierdie beperkinge, en ek vat vanaand u woord en u beloftes, want dit is wat God oor jou en my gebied is, sy seën, sy heerlikheid. Onthou, God word nie beperk, ek sê dit weer vir jou, deur wat jy het, of wat jy nie het nie, want God kan enigiets doen. Maar moenie toelaat dat jy dit mis as gevolg van daai gebrek aan geloof. Word jou lewe gekenmerk deur mislukkings in werk en huweliksprobleme en middelmatigheid of ander familieprobleme, dan is dit nou tyd vir jou, daar waar jy sit, om te sê, tot hier toe en nie verder nie. Om op te staan. 'n Ruk gelede, ek het feitelik verval in daai mismoedigheid, en ek het een oggend opgestaan en ek het
langs die bed gaan kniel en besig gewees met die Here, en daar het so heilige woede oor my gekom. Kwaad vir myself, dat ek so ongeduldig is, en so ongelooflik ongelowig is, dat ek het in daai kamer gemanifesteer deur om op te staan, en ek het woorde gespreek van lewe, en ek het die werke van die vyand kragteloos verklaar. En dalk word jy gekenmerk, of dalk sê jy, my lewe is gekenmerk deur val en opstaan. Val 2 keer en staan 1 keer op. Beweeg 5 tree vorentoe en 10 tree terug. Dat het tyd geword, dat jy jou distansieer van die beperkinge, dat jy vanaand weer opneem, jou autoriteit, tot hier toe, en nie verder nie. Ek gaan nie hierdie negatiewe houding aangee na my kinders, na my metgesel, na my familie, na my vriende, na my kleinkinders, na my kollegas toe nie. Ek gaan vanaand begin glo vir groter en beter. Ek wil vir jou sê, as jy op hierdie oomblik volhard in dit wat jy tans mee besig is, jy jou op God se guns beroep, en sal bly glo, hoor wat ek vir jou sê, sal bly glo, sal God vir jou deure en geleenthede oopmaak, en slegte omstandighede in jou lewe verander, wat tot vele sukses sal lei. As jy vir God lief is, sê Romeine 8 vers 28, sal hy alles tot jou voordeel laat uitwerk. 'n ruk gelede is ek en my oudste seun op pad George toe. En ons slaap die aand oor halfpad. Of ons het gedink ons gaan deur nag ry, en hier by 11 uur klop ons by 'n gastehuis aan, en die oggend vroeg, toe ek en hy wegtrek om net by 'n restaurant te gaan eet voor ons verder ry. En dit het gereën die vorige nag, so die water het sulke waterplasse oor die pad gelê, slat ons 'n pothou, en ek buig 2 rings. En ek het net so 'n klein Marie Biscuit band. Maar die tyres maak sulke bubbles. Ons eet, bel my makelaar, en ek sê toe vir haar, dis hierso oor Kersfees, en ons sit hier, jy weet, ek gaan so probeer ry tot in George, nog 'n paar 100 kilometer. Lang storie kort, ek het nie daai tyd die geld om bande te vervang nie. En eindelik kort ek bande. Ons ry. My seun bestuur toe verder, en ek los dit by die versekering. Sy sê vir my makelaar, sê, neem foto's van waar die rims seer gekry het en waar die bande seer gekry het. Ek stuur dit toe, en ek stuur die koördinate waar ons die pothou getref het. Ons kom toe in George aan, en lang storie kort, ek het eintlik daai Januarie nodig gehad om bande te vervang, maar ek het nie die geld nie. Die versekering sê toe, dat hierdie tipe voertuig wat jy ry, kan jy nie 1 band vervang nie, jy moet al 4 vervang. En hulle vervang die 2 rims, en hulle vervang al 4 bande. Die beste.
Maar terwyl hulle die kar oplig, is die draad alreeds in die binnekant besig. Ek het dit nooit gesien aan die buitekant nie. Maar aan die binnekant was daar al draad gewees, wat uitgekom het. Maar voor ons ry, bid ons, soos ek altyd doen. Natuurlik moet 'n ou nie dwaas wees nie. Wat sê ek vir jou? Ek sê vanaand vir jou, die Here ken jou môre en jou oormôre. Die Here ken jou beperkings en hy's daar om vanaand in alles te voorsien. Daai gebed wat jy bid, wat jy dink, jy het hom nou al 100 keer gebid. God se tyd. Nie my tyd nie. En vanaand wil ek wil jou bemoedig om daai beperkings van jouself af te haal. En dalk is dit omdat soveel goed gebeur het, dat jy moeg geword het. Ek kyk na Dawid, kyk na Josua, kyk na Jeremia, ek sien vir Jesegiel, wat hulle omstandighede nie gemaak het, dat hulle opgeglo het nie. En vanaand weet ek dat dit sal na vele suksesse toelei. As jy vir God lief is, sal hy alles tot jou voordeel vir jou laat uitwerk, sê die woord van die Here in Romeine 8. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou vanaand, doen jy jou deel, en God sal sy deel doen. Dawid vra in Psalm 86, hy sê, stuur my 'n teken van u guns, want u Here help en vertroos my. God kom altyd deur. Ons bou 'n kerk in Ceres. Ek sal dit nooit vergeet nie. En die Here voorsien dat ons grond kon koop en ons begin hierdie kerk te bou. En nie aan die einde is ons besig om klaar te maak en natuurlik in die affinishing is wat die geld kos, dan hardloop geld. En so begin die Here mense op ons pad stuur en mense belê in die gemeente en mense dra hierdie bediening op hulle harte. En so laai die trokke rolle gras af. Want ek het hierdie, toe ek in die dorp intrek, moes ons vir 'n paar aande by 'n goeie vriend Ruben Hou gaan slaap het. En ek onthou dat ons het nie lofprys en aanbiddingspan in die gemeente gehad nie. En baie oggende vroeg het ons by die AGS kerk in die parkeerarea gaan sit. Want ons gaan luister hoe sing hulle, en dan sing ons sommer maar saam in worship. Ek het dit nooit vergeet nie. En die eerste aand wat ons in die dorp inkom, moes ons kon ons nie in die pastorie intrek nie, want die vorige predikant het geweier om te waai. Hy wou nie trek nie. En ons geslaap te by vriende, en die aand gaan stap ons, en toevallig op die volgende hoek, dit was Russikstraat, is hierdie oop erf. Die heel eerste aand, ek wil net hierdie Gerald Lean hierso blok,
wat weer wil nonsens praat. Kyk ek na hierdie erf en ek sien 'n kerk. En ek sê vir my vriend, ek gaan hier 'n kerk bou. Weet nie, ek is my eerste dag in die dorp. Lang storie kort. Paar maande later koop ons daai grond kontant. Ons het nie gemeentelede gehad, ons het die ou kerkie verkoop en ons het die ou huis verkoop, die geld gevat, kerk se skuld klaar betaal en ons het dit wat ons oorgehad het ons begin mee bou. En nie aan die einde toe sê ek vir my pa terwyl ons besig is om te verf, ons moet gras plant en ons moet hier voor 'n knop op die gras sit want hier moet 'n groot kruis staan. En ek is met 'n roller besig 'n Vrydagoggend. En ons moet vanmiddag lone betaal. Daar is nie geld nie. Ewe skielik het dit het opgedroog. Ons is oor 2 weke moet hierdie kerk oopmaak en jy weet, as jy nie jou werkers betaal nie, het jy moeilikheid. My pa sê vir my, ek sal nooit vergeet nie, etenstyd. Staan hy onder die boom, drink koffie, hy sê vir my, hoe gaan ons die manne vanmiddag betaal? Ek sê, nou sal hulle betaal. Ek weet nie hoe nie, maar ons sal hulle betaal. Voor China stop een van my kerkraadslede by my. Werk op 'n myn. Hy sê vir my, pastoor, daar 'n ou van Klerksdorp af vanoggend by ons kag opgedaag, by ons myn. Hy het 'n paar maande terug die Here vir hom sê met sy kar weggee. Toe gee hy sy kar vir iemand. Toe gee die Here vir hom 'n ander kar. Toe sê die Here moet dit weer weggee. Toe sê jy sien die Here hom weer. En toe hy, ek kon dit nou presies nie, maar hy het hier by hierdie myn aangekom met hierdie koevert en gesê, gee dit vir jou pastoor. Ek sal dit nooit vergeet nie. Daai middag, voor die werkers betaal moes word, kom maar 'n koevert van honderde kilometers af, met die regte hoeveelheid geld, om al die werkers te betaal. Genoeg geld, om tot ontslaag gemaak het, al die werkers te betaal. Ek moet net in die geloof God bly vertrou. God werk nie soos ek en jy nie. Ons beperk God baie keer. En ek weet nie, dalk het dinge gebeur dat jy jouself beperk het en self 'n beperking op God geplaas het om jou te seën. Om te sê, Here, kan nie. Ek sal nie, want ek is te ongelowig en te vol sonde. Hy is 'n goeie Vader. As jy brood vra, sal hy mos nie vir jou 'n klip gee nie. Dankie vanaand, Here, dat ek saam hierdie man en vrou kan bid vir die seëninge en die guns op hulle lewens. Ek bid dit af. Ek vertrou en staan saam met jou vir jou deurbraak. Dankie vir die voorsiening, Here. Dankie dat jy 'n pad maak in die woestyn, 'n rivier in die wildernis. Dankie dat die bitter verander in soetheid. Waar dit vir die mens onmoontlik lyk, daar begin nie. Waar ek ophou, waar ek aan my einde kom, daar begin nie. En vanaand sê ek dankie, Here, vir hierdie man en hierdie vrou wat vanaand aanspraak maak op die guns en op die seëninge. Strek ons tentpenne uit
in die geloof. Ons sê daarop ja en amen, dit sal so wees. Hy is 'n waarmaker van die woord. En ek wil vanaand vir jou kom bid wat luister. Om vir jou te sê, om weer te begin glo. Om weer vanaand jou los te maak van die beperking van ongeloof. Dankie dat ons vanaand lewe kan spreek. Ek wil vanaand saam met jou stem oor jou finansies vir deurbraak, jou verhouding, jou huwelik, jou gesondheid, vir jou deurbraak, vir jou kinders, vir vriende en familie vir deurbraak, vir 'n uitspraak, 'n deurbraak, vir daai knope en probleme, vir 'n oplossing in Jesus se naam. Hy is 'n waarmaker van die woord. En ons sê vir dankie daarvoor. Dankie vanaand dat daai CV op die regte tafel beland. Dankie dat vanaand harte terugkeer na U toe. Dankie dat ons met ons flenter stikkenheid kan kom stil word voor U. Dankie vir U genesing. Dankie vir herstel. Dankie vir 'n invloei van liefde, van voorspoed, van seën, van genade. In Jesus se naam. Amen. Onthou môre aand tussen 8 en 9 bid ons vir almal omrede Woensdag en Donderdag ek nie beskikbaar gaan wees nie. En ek vertrou saam met jou. Ek glo dat hierdie beperkinge jy jouself losmaak van dit. Jy het nou gesien my nommer verskyn op die blaaie, is juis om hierdie boodskap vir jou aan te stuur in PDF, en kyk uit om môre aand saam met jou te kuier, en jy moet lekker slaap. Baie blessings. God is good. All the time. All the time. God is good. TikTokers, Facebook, baie blessings. Ek maak verskoning, TikTok kon nie gisterand, ek kon nie my video laai nie, want daar het soveel krieke in die agtergrond, julle sal my nou nie glo nie. Daai krieke wat so te kere gegaan het in die agtergrond het TikTok opgetel as musiek wat hulle nie kan identifiseer nie. En hulle het die hele tyd die video uitgegooi, want hulle sê hulle het nie copyright op TikTok nie. Belaglik, maar dis ongelukkig as die robots alles doen. Nou ja, dit is nie my skuld gewees nie, dit is gelaai op YouTube, maar TikTok, daar is nou stupid computer iewerste wat nie daai krieke gesien het as musiek. Hoopelik vanaand kan ek dit laai, want daar's geen musiek nie. Daar's geen krieke wat in die agtergrond is nie. Is lekker gewees, lekker gecarry by my ma. Ek is op pad terug huis toe môreoggend vroeg, ander verpligtinge, en dan begin my konferensie Woensdag, Donderdag en Vrydag. Ek sien julle môre aand. Baie blessings, lief vir julle, julle is kosbaar. Lekker aand.